Kom ons bid net saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg vandag weer om u woord te kan vergader. Dankie vir die Heilige Gees inspraak in ons lewens en ek bid nou so Here dat die Heilige Gees werklik waar diep in ons harte sal inspreek en ons harte sal beweeg en ons harte sal roer en Here mag ons waarlik 'n ontmoeting met u hê, mag ons waarlik deur die woord aangevuur word om nog dieper en nader aan u te beweeg. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou geliefdes, ek wil vandag met u praat na aanleiding van 'n gedeelte in God se woord en ons vind dit daar in Psalm 92 vers 11. Net hierdie laaste deel. Hy sê ek is met vars olie gesalf. Nou ons is hier aan die vooraand van ons Pinkstertyd en oral word daar Pinksterdienste gehou en ek voel in my hart dat ek vandag net met u 'n paar woorde moet deel rondom die Heilige Gees en sy salwing en ons weet dat dit so belangrik is want ons kerk, die kerk van Christus is gebore vanuit die werking van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees. So, ek wil vandag net 'n paar woorde met u deel, 'n paar gedagtes met u deel en ek vertrou dat die Here iets diep in u hart gaan deponeer en dat dit u gaan aanspoor en aanvuur. My hart is dat u aan die brand sal wees vir die Here. Ek dink sommer so onwillekeurig aan die Emmausgangers wat vir mekaar gesê het, was ons harte nie brandend toe hy met ons op die pad gepraat het nie. Mag u hart aan die brand wees, mag u vuur hoog brand in hierdie tyd, mag die Gees van die Here waarlik soos nog nooit vantevore in en deur u lewe werk en vloei. So die Bybel sê, ons word gesalf met vars olie. Nou die salwing of die olie is simboliek van die innerlike werk van die Heilige Gees. 1 Johannes 2 vers 27 praat van die salwing van die Heilige Gees en daarom moet ons vandag opnuut maar net weer ons oë rig op die woord van die Here en ek is so opgewonde, ek wil regtig net met u by u 'n honger wek na die vuur van die Here toe. So 1 Johannes 2 vers 27 sê, the anointing refers to the Holy Spirit from which flows all gifts and graces. Purpose-driven people love what they do because they experience the anointing. Jy vanuit jou belewenis van die werking van die Heilige Gees word dit sigbaar deur die salwing wat op jou lewe rus en ook op jou bediening rus. Met ander woorde, dis meer as net so 'n hoendervleis gevoeltjie. Om te weet dat jy weet, dit is die Here wat in jou, jy ervaar God se teenwoordigheid. Daar's niks wat 'n mens so bewus maak van die teenwoordigheid van die Here as wanneer hy deur sy Gees homself in jou kragtig openbaar nie. Ek wil vandag onopwonde verklaar, die salwing of die Heilige Gees is vir almal, maar nie almal het die Heilige Gees of die salwing van die Heilige Gees in hulle lewe nie. Aan die ander kant is daar ook geen plaasvervanger vir die Heilige Gees nie. Daarom is dit so belangrik, want dit word jou gereedskapstuk. It's a tool which the Holy Spirit gives or provides to be effective in what you do. Met ander woorde, ons is besig om onsself oop te maak, onsself te gee in ons soeke na meer van die Here, meer van sy teenwoordigheid, meer van sy krag. Daar 'n ou lied wat sê, saturate me with your anointing. I've got
ek het al baie, maar ek het nog soveel honger na soveel meer. So, dit is so belangrik, en ek kan dit nie meer en meer as oor en oor beklemtoon, hoe belangrik dit is, dat ons die salwing van die Here, of die vuur van God moet hê nie. Pinkster het begin met die vuur in die boventrek. Ons lees daar in Handelinge 2, deur die kosbare gedeelte in 8, meeste van ons mense ken dit, en ons weet dit al so sommer uit ons vanuit ons hoof uit, maar die Bybel sê, toe die Heilige Gees in die boventrek kom, het hy verdeel in tonge van vuur, en is die mense gedoop, bekragtig meer, ek wil weer sê, bekragtig met die Heilige Gees krag, en hulle het begin spreek in tale, en die Bybel sê, en hulle het God geprys, vir sy grootheid, vir sy liefde, net soos die Emmausgangers ook gesê het, ons hart is aan die brand, toe hy met ons die woord oopbreek, die Bybel sê, toe hy homself openbaar, het hulle harte 'n vuur beleef. En ek wil vandag vir u sê, my broer en suster, in hierdie tyd waarin ons leef, meer as ooit van tevore, het ons 'n vars salwing van die Heilige Gees nodig. Ek bid so my hele hart, met my hele wese, dat die Here vandag u sal aandoen met die vuur van God uit die hemel uit. Net soos in die boventrek, dat u ook 'n bewuswording sal ervaar van God se teenwoordigheid. Soveel so, dikwels wanneer ek gaan in afsondering, en ek so in die teenwoordigheid van die Here kom, wanneer God regtig so kragtig homself openbaar, is dit asof my vlees sê, ek kan dit nie meer hanteer nie, maar my gees sê, o kom Here, o kom in die krag, kom in die volheid, kom in die heerlikheid, kom breek deur in my lewe. Ons het so 'n aanraking van die Here nodig. Ons moet so 'n honger en 'n dors na die Here se teenwoordigheid en die Here se krag en die salwing van die Heilige Gees hê in ons lewens. Daar moet 'n daaglikse, en ons gaan net nou 'n bietjie meer daaroor sê, 'n daaglikse belewenis van God se heerlikheid wees in u lewe. Ons moet hierdie vuur, ek het jare terug, het ons op ons by die PPK's het ons 'n lees op ons embleem gehad, die vuur moet altyd of gedurig deurbrand. En dit is wat ons kerk vandag nodig het. Daar's soveel kerke in hierdie tyd waarin ons leef. Onlangs is ek by 'n vergadering van leierskap, en daar staan 'n pastoor op, wat 10 jaar laas 'n belewenis van God se krag gehad het. 'n Pinkster pastoor wat bid en sê, Here, gee ons net weer 'n boventrek belewenis. Ons soek weer die vuur, ons soek weer die salwing van die Heilige Gees. O Here, kom en steek ons net aan die brand. Daar was minder as 5 pastore wat in daardie vergadering gestaan het en geweet het hoe om in God se teenwoordigheid in te gaan, in sy allerheiligste kan ingaan en by hom tyd te spandeer, to spend time with him face to face. Waar ek my hart kan uitstort, waar ek my hart kan oopmaak, wat ek sê, my Vader, kom maak my vol van u teenwoordigheid, vol van u krag. Waarom het ons hierdie vars vuur nodig? In die eerste plek wil ek sê, om effektief in die koninkryk te werk, om effektief in jou bediening te staan, om effektief te wees in dit waartoe die Here jou geroep het jy die Heilige Gees krag en sy salwing nodig. Daarom is dit belangrik dat ons
altyd sal hunker en honger na 'n aanraking van die Here. Ek dink aan Johannes op die dag van die Here op die eiland van Patmos. Die Bybel sê in Openbaring 1, hy het soos 'n dooie voor sy voete neergeval en die Here het hom aangeraak en hom opgerig. Ek wil weer sê, as jy effektief in jou bediening wil wees, dan moet jy 'n vars salwing hê van die Here af. Kom ek sê vir u, dat die salwing is ook die een wat die jukke verbreek. In Jesaja 10 vers 27. The anointing will destroy the yoke. Ek sê weer, dis die salwing wat die juk sal verbreek. Dis die salwing wat gaan maak dat die vyand geen hou vas of geen greep op jou het nie. 1 Johannes 5 vers 18 sê, ons wat uit God gebore is en wat nie hanker na sonde nie, maar streef om in heiligheid en God se krag te staan en te leef. Omdat ons nie plek in rente maak vir die sonde nie, en die salwing toeneem in ons lewens, maak dat die vyand geen greep op ons het nie. So, om effektief te wees, om juk te verbreek, jou eie juk en ander jukke, die salwing is nodig om die juk te verbreek. Om 'n impak te maak, nie net in my eie lewe nie, maar in mense se lewens, het ek die salwing van die Heilige Gees so nodig. Ek kan dit nie meer en meer beklemtoon nie. You can only take people as far as you are willing to go. You can only practice what you know. Wat ons ingeneem het, is al wat ons kan gee. Hoe meer ons ontvang, hoe meer kan ons gee. Hoe meer krag ons ontvang, hoe meer krag kan ons met hoe groter krag en effektiwiteit kan ons uitgaan en beweeg. Waarom is dit nodig vir 'n vars salwing? Kom ek vertel vir u dat ou olie is van geen waarde nie. Ou olie is soos grease. Ek het nie geen ander woord daarvoor nie. Die Engels iemand het eendag dit so mooi gesê. Too many are stuck in the grease of the old oil. Ek wil vir u sê, as jou olie oud geword het, dan word hy dik en taai, en hy hou jou vas, hy keer, hy belemmer jou beweging, hy belemmer jou, hy laat jou stagneer. En wanneer ons stagneer, dan is dit net soos wat ons eintlik nêrens heen gaan nie. Stagnasie het twee belangrike goed wat ons moet onthou, en dit is, die een is, dit maak jou dood, en die ander een is, dit maak jou, dat jy in die pad van die ander ou staan. So, en die ander kant is, ou olie ruik ook nie lekker nie. Gaan maar bietjie na 'n viswinkel toe, waar die ou olie is, dan gaan ruik jy bietjie hoe ruik die ou olie. Dit ruik nie lekker nie. Terwyl die woord sê, ons is 'n aangename geur van Christus. Met ander woorde, 'n vars salwing laat jou lekker ruik. Dit maak jou aanvaarbaar. Dit is 'n aangename geur. Dit is 'n aroma. Dink maar aan die vrou wat die fles gebreek het om Jesus te salf. Die Bybel sê die hele huis is vervul met daardie aroma. En dis wat 'n vars salwing doen. Hy gee weer vir jou 'n vars reuk, 'n vars aroma. Dit kan ook vergelyk word met die as op 'n vuurherd. Ou olie, 'n ou salwing, is soos die as op 'n vuurherd. Dit dien geen doel, dit kan nie warm maak nie, dit kan nie gaar maak nie, dit kan nie tot nut wees nie. Met ander woorde, en dit is, Jesaja 44 vers 20 sê, 'n mens wat op sulke nuttelose goed vertrou, mislei homself en hy kan nie nugter dink nie. Ou vuur, ou as.
Die kerk het nodig dat ons weer op 'n plek sal kom waar ons gaan sê, Here, ek gaan U nie los, soos Jakob in die Jabokrivier gesê het, ek gaan U nie los, voordat U my nie geseën het, voordat ek nie ervaar dat die salwing van die Heilige Gees, van God se krag, rus op my lewe nie. Ek beleef meer, ek wil weer sê, dis meer as net 'n hoendervleisgevoel. Dis 'n bewuswording, 'n wete, 'n sekerheid dat die Here my besoek het met sy krag en met sy heerlikheid. As ons na die kerk kyk, dan sien ons, dis tyd dat ons weer by die voete van die Here kom. Dis weer tyd dat die Here sy hand, soos vir Johannes in Openbaring 1, sy hand op ons kom lê, sodat ons met krag aangedoen kan word. 'n vars salwing. 'n vars salwing. Ag, ek wens ek het so tyd om dit vir u in detail oop te breek, maar vandag wil ek net vir u sê, ons kan nie beweeg sonder die salwing van die Heilige Gees nie. Ons kan nie met ons ou olie van 20 en 30 jaar terug probeer om effektief te wees in ons roeping en bediening in die Here nie. Wat gebeur met die greasy olie? Die vyand kry greep op ons lewens en die jukke kan nie verbreek word nie. Hy kan nie afgly nie. Ek haas my en ek wil graag vir u 'n paar gedagtes met u deel wat ek glo belangrik is, wat u moet onthou en wanneer u op die Here wag. Op die Here wag. Nie op 'n mens se woord nie. Jy weet, baie keer dink ons die salwing kom deur iemand anders wat vir ons 'n profetiese woord of wat ook al gee. Ek wil vandag vir u sê, as jy regtig 'n aanraking van die Here wil hê, moet jy op die Here gaan wag. Jy moet jouself voorberei. Ons moet eerlik wees. Openbaring 2 vers 4 sê, keer terug waarvandaan jy uitgeval het. Hebreërs 4 vers 13, niemand is onsigbaar nie. Alles is oop en bloot voor hom. God ken ons hart, God weet. Jou getuienis sê of jy by die Here iets ontvang het al dan nie. Dit wat jy uitleef na buitekant toe, dit spreek van dit wat jy innerlik beleef. So dit is belangrik dat ons sal ophou voorgee dat alles oukei is, terwyl dit nie is nie. Kom ons raak eerlik. Jy weet, daar is so 'n geestelike arrogansie in die kerk en dit beroof ons van God se teenwoordigheid in ons lewens. Hoe kan ek myself voorberei om hierdie vars olie te ontvang? Hierdie vars salwing te ontvang? 1 Konings 18 vers 30. Elia het die altaar herstel wat afgebreek was. Bou vir jou 'n altaar. Met ander woorde, jy moet jouself voorberei. Jy moet jouself kan op die altaar sit. 'n baie praktiese manier wat ek gou vinnig vir u wil gee, en dit is, as jy na 'n klomp trappe kyk. Jare terug het ek geluister na 'n getuienis van 'n man wat in die ooste was, 'n aanbiddingsplek gaan besoek het waar mense 'n altaar gebou het bo op 'n berg. En toe hy daar kom, vind hy daar's 'n klomp trappe en by elke trap is daar iets waaroor jy moet bid. Is dit jou onvergewensgesindheid, sodat jy moet ontslaa raak van die ou olie, jy moet ontslaa raak van die ou as in jou lewe. Dit beteken jy moet eerlik met jouself wees, jy moet openhartig wees,
Jy moet beheer oorgee en, wat sê die ou koortjie? Let go and let God have his wonderful way. Ons het nodig om in nederigheid onsself op die altaar te sit, in ons voorbereiding om ontslae te raak. Elke trap is 'n trap nader aan die altaar, soos wat jy teen die berg uitgeklim het. En daar, as jy bo kom, is jy gestroop van alles en daar's daar niks meer van jou oor, behalwe die laaste tree na die altaar toe is, ek sit myself op die altaar neer. Ek offer myself en sê, Here, hier is ek het alles afgelê, ek het alles eenkant toe gesit. Jy sien, die Bybel praat van in Johannes 12 vers 24, die koringkorrel sterf en daarna dra dit eers vrug. As ons nie gaan sterwe nie, sal ons nooit waarlik weer 'n aanraking van God beleef nie. Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie. Ek leef nie meer nie, maar hy leef nou in my. Wanneer ons kies om hom toe te laat, om in en deur ons te lewe, dis dan wanneer ons begin om weer 'n salwing. Ons moet waarlik ons harte ondersoek. Wat sê Dawid in die psalmdigters? Hy skryf en hy sê, deurgrond my, o God, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, maar lei my op die ewige weg. In die tweede plek, ons moet ernstig op die Here wag met verwagting. Psalm 62 vers 5 sê, my soul wait only upon God and silently submit to him, for my hope and my expectation are from him. My hoop, my verwagting is in die Here. Ek moet op die Here wag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag, sê Jesaja 40. Ons het so tydsensitief geword, dat ons meer na die horlosie kyk, wanneer ons in ons samekomste by mekaar kom, as om ons te fokus op die Here en te wag, totdat hy deurbreek. Ons moet vashou in geloof en in hoop, want hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Jy moet in geloof daar die eerste stree gee. Hebreërs 11 vers 6 sê, ons moet weet dat hy God is en 'n beloner is van die wat hom soek. As ons die eerste tree gee, sal hy die res gee. Ons moet iets doen. Psalm 42 vers 2 tot 3 sê, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Na U, o God, alleen, sê die lewende Bybel, smag my siel. Daar moet 'n konstante honger, 'n passievolle honger, vir woorde van desperaatheid roer die hart van God. Kan ek dit weer sê? Passievolle honger en woorde van desperaatheid roer die hart van God. Hoe desperaat is jy vandag vir 'n vars salwing van die Heilige Gees? Wanneer laas het die mense gesê, soos hulle in Psalm 126 sê, die Here het groot dinge vir hulle gedoen. Dan sê hy, o Here, verander ons lot. Maak dat daar weer waterstrome sal vloei. My hart, my gebed is, dat U vandag sal toelaat,
gaan en berei jouself voor, gaan wag op die Here, neem daai stap van geloof, sê Here, ek is honger vir meer, ek is honger vir 'n vars aanraking, vir 'n vars salwing, salf my opnuut weer, Here. Ek wonder, wie is daar wat vandag na hierdie woord luister, wat sê, pastoor, bid net saam met my, ek het die Here nodig, bid saam met my, ek het my vuur verloor, ek soek weer die vuur van God in my lewe, ek het die salwing verloor, Here, pastoor, bid net saam met my, dat die Here my weer sal salf, ek bid dat die Here deur sy gees in elke hart wat vandag na hom uitreik, sal inbeweeg en 'n kragvolle werk sal doen, soos net die Here alleen kan. Is dit jy is wat nou na hierdie preek luister, wil ek vir jou sê, dis vir jou wat God vandag sê. As jy jou honger het, gaan ek jou honger stil. As jy dors het, gaan ek vir jou water gee. En jy gaan nooit weer dors hê na iets anders behalwe die water wat ek gee nie. Dis wat hy vir die vrou by die put gesê het. As ek vir jou water gee, gaan jy nooit weer 'n skepding nodig hê nie, want ek gaan in jou bring 'n fontein van lewende water. Hy sê, en dit het hy gesê van die gees wat hy in mense sou uitstort. Dit word 'n fontein van lewe uit jou binneste uit. As jy honger, as jy dors, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die salwing van die Heilige Gees. Dankie vir die werking van die Gees. Dankie dat die Heilige Gees die naprediker is van hierdie kosbare waarheid. Ek bid dan nou, Here, dat elkeen wat uitroep na U, wat vuur verloor het, wat salwing verloor het, wat begeer, dat hulle weer aan die brand sal wees, soos die Emmausgangers se harte gebrand het. Dat die laste sal afgly vanweë die vettigheid van die salwing. Dan bid ek, Here, vir 'n ingrype in hulle lewe, reg nou deur die kragvolle werking van die Gees. Here, al is hulle alleen in hulle kamer, as hulle alleen op 'n plek, in hulle motor, waar hulle ook al gaan, Here, dat hulle waarlik sal beleef, dat die hand van die Here rus swaar op hulle, en hulle gaan ervaar, hoe dat U in U krag en in die heerlikheid hulle bedien, tot eer en die verheerliking van U wonderlike naam. Dankie, Here, dat ek weet, U doen dit, en as ons sê amen, dan glo ons dit. Ek glo U doen dit. Ek glo U maak 'n verskil. Want dit is die salwing wat die verskil maak, Here. Dit is die salwing wat ons boldness gee. Dit is die salwing wat ons effektief maak om uit te staan vir die naam en die saak van die Here. En tot uitbouing van sy koninkryk en tot verheerliking van die grote naam van onsse God wat in die hemel is. In Jesus naam alleen. Amen.